Goeiemôre familie en vriende, dit is so lekker om julle te kan groet onder die mooi naam van Jesus Christus. Al kom ons nie fisies by mekaar nie, kom ons onder een naam by mekaar en dis die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons koning. En ek sit hier op 'n baie besonderse manier, op 'n baie besonderse plek, hier by die Voortrekker Monument se kapel. En ek het nou nie veel elektronika om my te help nie, ek het nie veel skrifte om vir julle op te gooi nie, maar ek kan julle die woord van God bedien, sommer uit my huis tot julle huis. En ek wil vra, daar waar jy sit, voor ons verder gaan, laat ons net sal saam bid, dat die Here die woord sal oopbreek op hierdie mooi en besonderse dag. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit, om te kom onder u groot en heilige naam. Sal u kom en hierdie woord oopbreek, sal hierdie gedagte wat brand in my hart, oordra op so 'n manier, laat ons dit kan uitleef. Laat ons nie net hoorders van u woord sal wees nie, maar laat ons aksie sal neem, en hierdie geloof wat ons ontvang het, kan uitleef tot eer en verheerliking van u heilige naam. Amen. Nou op die plek waar ek is, laat my so baie dink op so baie maniere oor goed wat gebeur het, oor die beloftes van God. En dit is waaroor ek met julle wil gesels, is die belofte oor Palm Sondag. Maar voordat ons gaan wegspring in die woord van die Here, wil ek net so een of twee afkondigings gee. Nou, ek wil heel eerstens begin om te sê baie dankie vir almal wat ondersteun het by Huisvergesig die week. Mag die Here julle seën, mag die Here ook vir julle teruggee. Nou dit was 'n mooi interaksie met mekaar gewees en ons sê ook altyd vir hulle dankie vir hulle oop harte en hande, so laat ons kan bedien. Maar julle sal ook sien ons is besig met die bouprojek daar by die kerk. En ek wil eintlik nou Vrydag met die Goeie Vrydagse diens, wanneer ons besig is met hierdie heilige week, wil ek vra dat ons as gemeente, daar by die huis op ons tyd, net so op 'n stuk papier, 'n Bybelvers kan skryf, en dan wil ek dit in so 'n houer dan plaas. Nou, ons gaan dan geleentheid maak, by die Goeie Vrydagse diens, waar ons hierdie houers in die fondasie gaan sit. As jy dit graag op die muur wil skryf, 'n Bybelversie, dit gaan eintlik maar net oor die geestelike aspek wat ons voorbereiding doen vir die bediening in daai areas, waar ons gaan plek maak vir voorbidding, waar ons gaan plek maak vir die sonndagskool, waar ons gaan plek maak vir kantoor, laat ons kan bid vir hierdie aspekte, vir hierdie bedelings in ons kerk, want dit is God se kerk wat gebou word. So hierdie gaan nie regtig oor die fisiese daad nie, maar dit gaan oor die geestelike aspek. So ons gaan hierdie houers verskaf, so as jy net daar by jou eie tyd net op 'n papier dit kan skryf, dit gaan oor die uitbreiding van die koninkryk van die Here. So as julle saam inkoop met dit, sal ons dit baie waardeer. Goeie Vrydagse diens sal om 9:30 wees, en dan Sondag die opstandingsdiens 9:30 ook. Ons sien uit om julle daar te sien. Maar ek wil dadelik oorgaan na die woord toe en met julle gesels. Nou ek het nie elektronies vir julle die skrifte nie, so ek wil vra dat julle asseblief gou julle Bybel sal kry en saam met my hier deur die woord gaan. Waaroor gaan Palm Sondag? Hoekom is dit belangrik? Hoekom moet ons dit weet? Hoekom moet ons agtergrond weet hiervan? Is dit 'n ding? Moet dit 'n ding wees of is dit maar basies net 'n nog 'n dag? Wat sê die woord hieroor? Nou hier waar ek sit, herinner my aan die beloftes van God. En toe ek dit besef, toe kyk ek anders na die Palm Sondag, wat Jesus hier gedoen het in Johannes 12. Nou Johannes 12 het 'n ander manier om hierna te kyk. Hy het 'n ander benadering deur die evangelies as Matteus, Lukas en Markus. Nou Johannes fokus op die laaste 7 dae van Jesus se lewe. Nou hierdie word genoem die heilige week van Palm Sondag af. Hoekom? Want dit is die intog van die Here Jesus, waar hy eintlik 'n verklaring maak hoe hy in Jerusalem inkom. Hy kom as 'n nederige dienskneg, baie belangrike punt om te weet, en die ander belangrike punt is, hy triomfeer op hierdie weg. So hierdie weg waarop is, gaan hy oorwin. En dit gee vir ons vreugde, want ons het weet, dat Jesus weet, dat sy smarte gaan binnekort begin, maar hy gaan oorwin. Hy gaan die sonde oorwin, hy gaan die dood oorwin, en daarom het ons blydskap, want ons koning weet hoe om te wen. Weet julle, dat God nie iets kan doen nie, hy kan nie verloor nie. En daarom kan ons saam met hierdie Jode uitjuig en sê, Hosanna uit die hoogste, want daar's iemand wat die pad gekies het om vir my te stap. Daar's iemand wat sy rykdom verlaat het, terwille van my nood.
Nou ek wil gou met julle hier praat. Toe Jesus afgekom het, dis wat Hosanna beteken, die geseënde van die Here. En hier kom die Here en hy help ons in ons nood. Hierdie nood wat hy aanvul en aanspreek, nadat hy gehelp het, is daar nie nog iets nodig om hierdie nood aan te vul nie. Hy is die volmaakte, vir ewige offer, hy is die volmaakte een wat hierdie nood presies reg hanteer, sodat dit op 'n einde kan kom, vir altyd en vir ewig. Nou wanneer ons lees in hoofstuk 12, lees ons daar het iets gebeur. Jesus het vir Lazarus uit die dode opgewek, en hy sê, Lazarus, jy word nou 'n vriend van my. So eintlik wat Jesus hier verklaar, hy sê hierdie verhaal is ons verhaal. Ons wat buitestanders is, word deel hiervan en sê, ons is nou 'n vriend van Christus. Hy het gekies om hierdie pad te stap ter wille van my. Terwyl ek 'n vyand en 'n sondaar was, 'n vyand van die kruis is, het hy hierdie pad gekies van smarte, sodat ek kan deel hier wees en sê, hierdie verhaal word nou my verhaal. En dit is die voorreg wat ons het. En daarom maak hierdie Palmsondag ons bly, want ons gee en ons erken hom as koning. En ek wil hê julle moet saam met my lees in Johannes 12 tot 16. En die volgende dag, nadat hy Lazarus genees het en mense hom wou doodmaak as gevolg van hierdie aksie, het 'n groot menige feesgangers, toe hulle gehoor het dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan om hom tegemoet en geroep. Hier's twee aksies. Hulle het hom tegemoet omdat hierdie pad wat Jesus gekies het, gestap het. Nou ek wil vir julle sê, dis die enigste manier hoe ons by Christus se kontak kan kom, omdat hy het gekies het om hierdie pad te stap, kan ons nou 'n verhouding met die Here, die Vader hê. Ons het nou reg om nader te kom as gevolg van die Here Jesus, en ons kan hom nou ere bring as gevolg van sy volmaakte daad. Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos wat geskrewe is, moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk, jou koning kom en hy sit aan die vel van 'n esel. Dit het sy disippels egter nie eers verstaan nie, maar nadat Jesus verheerlik is, toe is dit by hulle bygeval dat hierdie dinge van hom geskrewe was, en dat hulle dit aan hom gedoen het. Hoekom kon hulle dit nie verstaan of insien nie? Want die gawe van die Heilige Gees is nog nie aan hulle geskenk nie. Is deur Jesus se kruis is hierdie gawe eers gegee, en toe het hulle die Heilige Gees ontvang. Wat vir my ook baie opvallend is, wanneer jy die evangelies lees, sien ons hoe die disippels gesukkel het met sonde. Hoe hulle gesukkel het om te volhard, gesukkel het om te doen wat die Here van hulle verwag, gesukkel het om gehoorsaam te wees aan sy woorde. Maar na die Heilige Gees en die doping met die Heilige Gees krag, is dit hulle 'n ander persoon. Toe het hulle die vermoë gekry om sonde agter hulle te sit. Hulle het die vermoë gekry om hulle verlede, dit wat teen hulle getel het, agter hulle te sit en Jesus uit te leef. Want hierdie verhaal het hulle verhaal geword. En dit is ook ons verhaal, dat die Gees vir ons gegee het, laat ons 'n einde met sonde kan maak. Kom ek gaan 'n bietjie verder. Toe ek hierdie lees, en ek besef, Jesus het gekies, en hy het geweet hoe hierdie pad gaan lyk. Hy het geweet, dit gaan nie 'n maklike pad wees nie, dit gaan 'n pad van smart wees, dat hierdie selfde mense wat nou uitroep, Hosanna, gaan teen hom draai. Hoe verskriklik moet dit nie wees nie, hierdie mense, waaroor jy so lief is, teen jou is. Want sien, die voorafgaande gedeeltes, wanneer ons Lukas lees, het Jesus geween oor Jerusalem, geween oor hulle toestand. Nie omdat hy niks kon doen aan dit nie, omdat hulle nie insien en raak sien die een wat hier beweeg nie, as die nederige koning wat vir ons die pad oopmaak. Weet, as ons nou sien wat nou gebeur in Israel, en hoe hulle ministers praat oor die rol van Christus, en hoe Christus nie veel vir hulle beteken nie, dan skok dit ons nie meer nie, want ons weet, hulle het nog nie Christus aanvaar nie, hulle wag nog vir die Messias, en Openbaring verklaar dit vir ons, wanneer Jesus voor hulle gaan staan, en die merke aan sy liggaam wys, die merke wys wat hy deurgegaan het op hierdie pad van smart,
dan gaan hulle tot bekering kom. Romeine sê, hulle is eintlik teenstrydig met die evangelie, want hulle hou nog vas aan die wet, hulle wag nog dat die Messias moet kom, hulle sien nie raak dat Jesus die Christus is nie. Hulle is op hierdie stadium dieselfde soos wat die owerstes was, waar hulle Lazarus wou doodmaak oor sy getuienis, wil hulle die evangelie stil maak oor Christus. Maar ons wat dit ontvang het, moet dit uitleef. Ons wat dit sien, weet dat hy die Messias is, dat hy die nederige koning is, so laat ons kan wees waar hy is. Hy het vir my die pad oopgemaak. Ek kan sien hoe die mense toe hy verby volg, net agterna volg en uitroep en uitsing en sê, hier is ons koning. Maar Israel sien dit nie in nie. En baie keer sien ons dit ook nie in ons lewens nie. Wanneer ons in alle fasette en plekke in ons lewens oorgee as die een wat hy die koning is. Sagaria verklaar dit en Sagaria praat iets moois in Sagaria 9 vers 9. Hy sê hierdie is 'n verklaring toe die Here Jesus op die esel klim, hierdie wille esel klim. Hy sê wanneer niemand hierdie dier in toom kan hou nie, hierdie dier kan sê waartoe om te gaan nie, omdat hy so hardkoppig is. Sê die Here, ek het die vermoë om jou te lei. As jy my toelaat, laat ek inkom. As jy toelaat, laat ek beheer neem. Sal ek jou wys in plekke vat waar jy voorheen nie was nie. Hulle hierdie praat van 'n nederige koning wat triomfeer. En dit is wat Jesus verwag. Hy sê laat toe, laat ek jou lewe lei. Laat toe, laat ek jou vat op plekke en jy sal my hand sien, jy sal my genade vind, want ek is in beheer en alles is onder my. En hierdie pad is 'n pad van oorwinning. As ons net so klein bietjie verder gaan, en ek wil net gou weer teruggaan na Johannes 12 toe, waar hulle Lazarus wou stilmaak. Hy sê, hoor gou wat hulle sê, en die owerste priesters het besluit om Lazarus ook die lewe om te bring, omdat baie van die Jode deur hom weggegaan het en in Jesus Christus geglo het. Wat 'n besonderse gedeelte is dit nie, om iemand se lewe te kyk, na sy getuienis te kyk en te sê, joh, hierdie geloof het hierdie persoon aan die beweeg gesit, en omdat hy aan die beweeg is, het hy laat ander aan die beweeg kom, om nader te kom, om nuuskierig te word en te sê, wat het jy wat die wêreld nie bied nie? Hierdie Jode wat so vasgevang is in hulle manier van dink, het Christus kom oopbreek en sê, sien my raak vir wie ek is. En daarom sien ons vandag raak, hy is die koning van alle konings. Hosanna wil ons uitroep saam met hom. Hoor wat sê die woord verder in 1 Korintiërs 1 vers 18. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. As jy interessant, as jy die evangelies gaan lees op sekere plekke, sê soos Matteus, soos Markus of Lukas, sê hy het net uitgeroep met 'n harde stem. Maar omdat Johannes naby die kruis wandel, naby die kruis loop, kon hy waarde heg aan dit wat Jesus gesê het, en hy kan hierdie woorde vir ons vertolk, en dit word vir ons die krag, nie deur dade van mense nie, maar deur dit wat Jesus gedoen het, omdat hy die uitgesoekte, uitgekende een is, om ons nood te kom vervul, terwyl ons in vyandskap was vir hom. En ek het dit genoem, maar ek dink dit so baie keer, wanneer ons teleurstelling ervaar, dan wil ons opgee. Maar Jesus het nie opgegee nie, hy het deurgedruk. Hy sê, al gaan Israel my teleurstel, al gaan hulle my verwerp, druk ek deur terwille van hulle, niks vir hom nie, maar alles vir ons. Wat vir my so interessant is, hoekom die vyand hier die getuienis wil stilmaak, want daar's iets waardevol, wat hy van jou wil steel. En baie keer wil hulle die kruisiging wegvat, of wys dit is nie die waarheid nie. Want as dit val, dan val ons hele geloof. Want Christus het vir ons gesterf, en hy het opgestaan. En deur dit op te staan, het hy triomfeer oor die sonde en die dood, so laat ons in oorwinning kan wandel. Hy het dit gedoen, sodat die wat volg, in oorwinning kan volg. En daarom word hierdie kruis die krag van God. En daarom hoef ek nie te vrees nie, want ek weet in wie ek glo. En omdat hierdie geloof so standvastig is, deur die daad wat hy gedoen het, is dit vir my moontlik
om vorentoe te gaan. Nou ek wil vandag vir jou sê, kind van God, maak nie saak waar jy jouself in bevind nie. Maak nie saak hoe jy voel, hoe die omstandighede jou behandel nie. Weet dat jou koning jou so lief het, dat hy die pyn en lyding gevat het, terwille van my, terwille van jou, om te sê, my kind, ek doen dit sodat daar vir jou hoop is. Ek doen dit sodat jy die krag kan ervaar. Ek doen dit sodat jy 'n nuwe begin kan kry. Ek doen dit sodat jy saam met my kan wees. En ons weet, hierdie lewe gaan eendag op 'n einde kom, waar sonde en pyn en lyding ingeskop. Maar ek gaan by Christus wees en ek gaan wees soos wat hy is, soos wat Kolossense verklaar. Hy gaan my beklee. Jo, my koning gaan my beklee. En ek gaan vir altyd 'n vir ewig se bruid wees. Wat 'n voorreg is dit nie om dit te ervaar nie. Moenie toelaat dat jou omstandighede jou getuienis stil maak nie. Kind van God, baie keer gaan ons deur dinge en ons wil opgee. Moenie soos 'n Lazarus nie. Wat interessant is, deur Lazarus se optrede, deur Lazarus se teenwoordigheid, laat in die plek inkom, verklaar hy die grootheid van God. En is dit nie wat die Here van ons verwag nie, soos wat ons uitroep, Hosanna, die koning van die konings nie? Hy verklaar dat ons deur hom aangeraak is. En ek wil begin afsluit met 2 Timoteus 4 vers 7. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. En dit is vir my baie mooi. Soos hulle hier die palmtakke neergooi, kan ek nie anderste om te sien hoe buig hulle voor hom nie. Hierdie is nie net erkenning nie, maar hierdie is ook oorgee en sê, Here Jesus, ek gee oor aan u weg, aan u plan, aan u visie. Ek is maar net deel van hierdie liefdesverhaal wat u uitgekies het om jou te deel. Hierdie is 'n liefdesverklaring vir jou vandag. Hier is 'n liefdesverklaring wat hy gedoen het en wat hy bereid is om te doen. En ek wil vir jou sê, kind van God, as hy bereid is om dit te doen, hoekom sal hy jou nou los? Hoekom sal hy ons nou los? Want sy liefde is so groot. Maar ek wil nou net hier die gevaarlike punt doen. Baie keer omdat ons sy genade so ervaar en sy genade so groot is, dan wil ons sekere waarhede kom sag maak. Wat ek daarmee bedoel is, met sekere riglyne, sekere grense wat Christus skep, wil ons kom sag maak en sê, ag, maar die Here se genade sal dit keer. Ons moet net versigtig wees, soos wat Hebreërs sê, om nie met hierdie genade mors nie. Want ons weet wat het hom gekos, of wat het dit vir Christus gekos om op hierdie weg te wandel en te loop. Dit het sy lewe gekos, en daarom moet ons dit nie kom goedkoop maak nie, om te sê, ag, hy sal maar net vergewe nie. Daarom sê Paulus, ek weet wat het ek in Christus. Hy is die volleinder van die geloof, en daarom is my oog gefestig op hom, en ek gaan nie twyfel nie. Ek het die goeie stryd gestry. Ek wil vir jou sê, kind van God, al is dit net vandag vir jou bemoediging. Stry die goeie stryd. Hou vas aan sy woord. Al maak dit nie sin nie, al het jy dit nie, al kan jy dit net met 2 vingers vashou nog met krag wat jy het. Hou vas aan Christus, want hy triomfeer. Jy sal triomfeer as gevolg van hy wat voorloop. Hy het gekies om voor te loop. Eintlik verklaar hy sê dit, hierdie nood, hierdie las, ek vat dit op my. Ek kies om jou nood te hanteer. Ek kies om verantwoording te doen van jou woord. Ag, jou nood, ekskuus. Hy kies om verantwoording te doen van jou en my nood. Jo, om deur dit te doen, sê Paulus, kon ek dit volëindig en ek kan my geloof behou, want ek weet en ek sien wie Christus is. En kom ons sien die waarde in Christus vandag, in hierdie heilige week, want hy het dit vir jou en vir my gedoen. En ek wil saam met jou bid, net daar waar jy sit. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit, om net weer te besef en weer te sien, die grootheid van u hand en u liefde in ons lewens. Want Here, as u nie ingegryp het nie, waar sou ons gewees het? Wat sou van ons geword het? Maar Here, dankie, dat u die pad gekies het. Al het u geweet wat voor lê, is u liefde groter as ons nood.
Sal U ons bewaar, sal U ons weer veilig terugbring. En ons sien so uit na Goeie Vrydag, want ons weet, hierdie begin van 'n smarte se verhaal eindig in vrede en oorwinning. Dat U die verklaring gaan maak en iemand gaan dit, of almal gaan dit eendag sien, die grootheid van God. En Here, ons sê vir U dankie daarvoor. So wil ek vra, Here, vir elkeen se nood wat pyn het, dat U dit sal aanspreek, sal volmaak, laat hulle U kan erken en U sien as die groot almagtige God. In Jesus se naam. Amen en amen. Baie dankie familie en vriende, baie dankie dat ons op so 'n wyse kon met mekaar deel. Mag julle 'n geseënde week verder hê en ons sien dan uit om Vrydag te sien om 9:30 by die kerk. Mooi dag verder. Totsiens.